Goeiedag, baie welkom by nog 'n afdeling van Lewe in die Lig. Ek is Johan Engelbreg en saam met my is Dani en Daniel Beson. Is lekker dat albei so van dieselfde is. Ja, Moet ek man. myne ook verander? Die name is ook eintlik dieselfde. Ja, is dieselfde. Maar ons kuier na 'n paar weke rondom die woord van God. Ja. En wat hy sê, ons het begin met hoe kom ek by Jesus uit? Hoe word ek gedoop? Hoe word gedoop in die Heilige Gees? Is kerk belangrik vir 'n gelowige? En hierdie week staan ons stil by hoe is 'n mens as disipel se lewe vir Jesus? En ek wil ons sommer begin, Daniel, ek wil by jou begin en te vra, wat beteken dit om Jesus te volg? Ja, dit is om die eenvoudige vraag is om daagliks jou kruis op te neem en jouself, dit is Engels van te sê deny. Maar dit is mos so maklik om te sê neem op jou kruis, maar wat beteken Ja, op ja. jou kruis? Dit beteken om eintlik en dat jy self moet dood en besef Jesus is die enigste weg en die waarheid. Ja, dit is om te gehoorsaam aan sy woord te wees. Ek dink dit is die belangrikste wat hy vir jou in sy gees deel. Ons het nou oor die Heilige Gees gepraat. As ons nie daai deel in ons lewens het nie, dan kan ons ook nie weet ons eintlik baie keer wat fout is nie. So ek dink dit is baie belangrik dat ons kruis opneem en wat man basies neem in jouself sterf. Dit is wat Jesus maar gedoen het, hy het vir ons kom sterf sodat ons kan lewe. En ons moet ook baie keer sterf dat ons eintlik regtig waar kan lewe. Dit is nie eintlik 'n so half 'n omgekeerde tipe wêreld wat ons in lewe as ons Christene is. Ja. Waar ons hulle moet iewers jou aan die tydjie bymekaar maak en jy moet al daai goedjies bymekaar maak. Ek dink dit is om te besef Jesus se koninkryk is baie belangriker. Die koninkryk om na die wederwees te kyk en die wederwees en die weeskinders. Dit is 'n ander tipe koninkryk daai. En ek is nog definitief nie. Ek moet definitief nog meer daarin kom, maar die Here net te doen wat die Here se wil is eintlik op 'n einde van die dag seker die belangrikste. Maar Dani, is dit so maklik om net my lewe neer te lê of is dit een keer my lewe neer lê of moet ek dit aanhoudend doen? Hoe werk dit? Johan, as 'n mens 'n disipel van Jesus word, dan verander jy jou hele prioriteite. Ja. Jou hele lewe verander. En omdat ons mos nou hierdie twee nature binne in ons het, my Bason natuur en die Christus natuur, moet ek natuurlik leer om ontslae te raak van die Bason natuur. Nou ons sê baie, want die Bybel sê die gees begeer teen die vlees en die vlees teen die gees in Galasiërs 5:16, sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. So 'n mens sit maar met hierdie ding in jou lewe, dat daar kom, hoe minder tyd jy aan die Here spandeer, hoe meer neem die vlees oor. Ja. Hoe meer tyd jy aan die Here spandeer, hoe meer neem die gees oor. Maar ons is mos nou mense. Ons is mos nie nou engeltjies met vlerkies nie. Ons is mense. En omdat ons mense is, maak ons foute. En 'n mens leer deur foute. So om die pad van die Here te stap is nie altyd so maklik nie. Dit is, onthou jy's teen die hele grein van die wêreld. Want jy's soos 'n vis wat 'n rivier opswem. Die dooie visse gaan rivier af, maar 'n lewendige vis swem rivier op, bety teen watervalle op. So, en dan moet die ou dame seker 'n bietjie spoed insit. En hy moet 'n bietjie krag insit om dit te kan doen. So dit beteken nie net om te sit nie. As jy die Here wil dien, moet jy 'n kwaliteitsbesluit. Ja. As jy 'n disipel van Jesus weet, moet jy bereid wees om 'n bietjie, kan ek die Engelse woord gebruik, punch te vat. Ja. Moet jy bereid wees om gespot te word. Moet jy bereid wees om verneder te word. Moet jy bereid wees om tyd te maak vir die Here. So dit is nie so eenvoudig en so maklik nie, maar dit is die moeite werd. Ja. Maar as die ander sê nou maar ek het nou 'n klomp vriende en daai vriende sê vir my, "Jessie, maar kom ons loop doen dit vanaand of ons loop doen dit," wat ek altyd saam gedoen het. En nou moet ek die ander pad stap. Dis nie maklik nie. Dit is glad nie maklik nie. Dis maar 'n moeilike, dis 'n baie moeilike ding. Ek het omtrent al my vriende verloor die dag toe ek die Here begin dien het. Ja. En hulle het my nie verstaan nie. Want onthou, ek is nou gebore in 'n ander koninkryk. Ja. Jy's 'n Ek leef nuwe skepsel. Ek dis reg. Hy wat 'n Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. So ek leef uit 'n nuwe oogpunt.
Ja. Ek leef uit 'n heel nuwe lewe met nuwe begeertes, met nuwe en dis 'n ding wat by my gebeur het in een oomblik. Het die Here my verander van so na so. So toe verstaan niemand my. Ek onthou ek het vir my een vriend gesê, man, my grootste probleem is my verstand. Hy jare daarna toe hy by die Here uitkom, toe sê hy vir my, jong, wie, ek het daai dag gedink jy's mal. Want almal leer daar om iewers te kom op universiteit. Maar as ons God kan glo ten spyte van wat die natuurwette sê en wat mense sê, dan is dit baie makliker om net die Here te dien. Ja. Maar dit is ons natuur, die basonnatuur wat my keer om God te glo. Maar Daniel, as jou pa nou sê van teen die natuur, nê, dan dink ek onmiddellik, toe dink ek aan wat Jesus het op die water geloop, nê. Hy het alles omgedraai. Hy kom draai alles in ons lewe om en partykeer vra hy vir ons ook, klim uit die boot uit. Ja, ek en Elna, my vrou kyk so nou so 'n bietjie daar so reeks The Chosen. Sal wel vir Ja. so half geweerspieël op Jesus se lewe en al sy disippels. En dit is net vir my net so radikaal hy was as 'n mens kyk teen daai tyd se mense en dit is amper mooi om te sien in hulle hoe dit al uitbeeld wat 'n mens besef soos wat die fariseërs aanvat en sê hulle koppies is mooi skoon aan die buitekant maar hy's binne baie vuil en hulle is eintlik 'n klomp mensemoordenaars en hy vat hulle so aan dat die mense eintlik gaan dink so hulle gaan hom nou doodmaak soos hy met hulle praat en ek dink baie keer verwag die Here ook dieselfde vir ons. Hy gaan vir ons verwag as om te kan opstaan en te kan sê, yes, hierdie plek is 'n plek van wat julle met God aanbid, maar hierso doen julle verkoop julle allerlei goed wat nie die God verheerlik nie. Ja. Maar daar kom ook dan die liefde en die compassion van Jesus ook in wat hy nog steeds daai persoon kan raak sien, selfs die ou langs hom op die kruis kon hy raak sien. Ja. En ek dink dit is waar ons die Heilige Gees nodig het vir ons te lei wanneer ons moet hard optree en ander kere wanneer ons moet sag optree. Dit is nie altyd soos 'n clean cut soos die Engelse man sal sê nie, maar dit is daar is soveel aspekte, maar tog is dit ook eenvoudig volg en doen wat die woord sê en dan sal al die ander dinge byk gaan by wat is hy daai twee bevelle wat hy maar basies vir ons gesê het, met die Here God hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit is nie altyd maklik om jou naaste lief hê soos jouself nie. So as ons daai goed net daai basiese goed net kan regkry, gaan ons klaar goeie disippels van Jesus wees gelukkig. Maar Don Francisco het so 'n ou liedjie gesing en dit bly altyd by my wat hy sing, love is not a feeling, it's an act of your will. Dis nie altyd 'n gevoel wat dit kan mos nie 'n gevoel wees om jou vyand lief te hê nie. Of is ek nou heel verkeerd? Nee, jy is heeltemal reg. Ek meen dit vat net 'n eenvoudige ding om te gaan bid. Jy gaan nie lus voel om te bid nie. Jy moet gaan bid. Ja. Iemand het eendag gesê wat gedigte skrywe en sulke goed skryf. Toe sê hy as hy moet wag totdat hy nou geïnspireer is om dit te doen, sal hy niks skryf nie. Hy moet gaan sit en skryf. Dan kom die inspirasie. En dis moet die Here dien dieselfde. Ons het 'n besluit gemaak ons wil die Here dien. En dan is daar verantwoordelikhede. Ek moet bid. Ek moet tyd met die woord spandeer. Ek moet tyd met die Here spandeer. Ek moet elke môre opstaan met 'n besliste gedagte in my hart. Ek gaan vir die Here leef vandag. En waar ek die geleentheid kry, gaan ek Jesus wees vir mense. Ja. So en dan kry jy teenstand. Want die duiwel hou nie daarvan nie. Baie mense dink mense wat teen die pad dronk lê en sulke goed, dis die duiwel. Weet jy waarvan hou die duiwel? 'n netjiese mannetjie wat so lekker godsdienstig is, maar hy volg net nie vir Jesus nie. Dis sy manne daai. Hy subtiel en hy sukkel om jou onder te kry en as jy ernstig vir die Here raak, dan sê hulle vir jou maar moenie so ernstig wees nie. Wees net kalm. Ja. Maar die Here wil hê ons moet hom volg met ons hele hart. Ons moet alles gee. Hy het alles gegee, daarom moet ons alles gee. Ou het eendag vir my gesê, ja, maar hy gee 'n tiende van alles. 10de van sy tyd, 10de van sy geld, 10de van sy alles gee hy. Toe sê ek, nee man, ek het dit nog nooit in die Bybel gelees. Jy sê, hoe kan jy so sê? Ek sê die Bybel wat ek lees, sê vir my Jesus sê hy soek my hele lewe. Soek alles. Hy soek alles. Ja. So ek is alles. En dan sê die Bybel God het 'n blymoedige gewer lief. Ja.
aanhoudend. tiende gee. Daar word oor tiendes in die Bybel gepraat, verseker, ek skiet nie tiende af nie. Gee dit as jy iemand het dit mooi verduidelik eendag. Hy sê dis wanneer iemand vir jou 'n mandjie vrugte bring. En jy gee nie sy mandjie terug, jy kan nie weer vir jou bring nie. Ja. So 'n mens kan dit so ook verstaan wat eintlik baie goed is. Maar daai ding dat 'n mens dink jy kan vir God blaf. Hy soek jou hele hart. Hy soek alles. En as moenie dink dis baie duidelik die verskillende 2 maagde, 5 verstandig, 5 onverstandig, 5 se lampe olie gehad, 5 het nie gehad nie. Ja. Jy kan nie die laaste oomblik wil kom nie. Jy moet jou kanne volhou. Jy moet gereeld met die Here tyd spandeer. Jy moet gereeld die pad met die Here stap. Of dit goed gaan, of dit sleg gaan, stap die pad van die Here. So dis nie ek wil nie vandag vir mense sê dis moeilik om hier dis die beste pad wat daar ooit kan wees. Ja. En die Here voorsien vir jou in wonderlike omstandighede, maar jy gaan ook tye kom wat dit nie so maklik gaan. Kom ons sê eerder dis 'n pad teen jou vlees. Dis 'n pad teen my vlees, ja. Dit is heeltemal dis 'n pad teen die grein van die wêreld. Ek meen, onthou die duiwel val jou aan. Ja. My seun het ek by sy sterfbed gestaan. Deur God se genade is hy gesond, sit hy oorkant by vandag, kan ons aangaan. Maar dit het stoei gekos. Dit het gebed gekos. Nagte. Dit het sonder maande, sonder kos bly gekos. Dit het die Here soek gekos, maar ek het nie ingegee nie. Want ek het besluit ek gaan die Here dien. En ek het besluit ek gaan God glo. En ek het besluit ongeag my omstandighede, die Here sal my help. Verstaan? So dit is die pad van die Here, is 'n geloofspad. Dis nie elke dag word dat by jou deur 'n klomp geld afgelei of 'n kar neergesit. Of baie ouens dink die ouens wat dan bid hulle die Here om vir hulle kar gee, dan gee die Here vir hom 'n kar, dan voel hy vreeslik geestelik. Wie is die geestelikste? Daai ou wat vir hom die kar gegee het want hy moes hom betaal. Ja. Dis waar. So om die Here te dien is om voluit te gaan vir die Here. Dit beteken die Here, die woord sê dien. 'n Dienaar. Jy's 'n dienaar van Christus. Paulus sê ons is dienaars en bedienaars van die genade van die Here. Kolossense 2 Korintiërs. Maar dit begin eers met die dienaar. Dienaars en bedienaars. So jy moet bereid wees. Ek sit vandag hier omdat ek vir die Here gesê het, Here, ek sal die vloerlap op die grond wees waar die mense hulle voete kan kom afvee. As ek net vir jou iets kan doen vir die redding van my siel, want ek moes nooit die Here was vir my baie goed. Ek was lelike woorde gebruik, maar ek was nie mens werd. So en God het my raak gesien. En daarom vandag nog dien ek met my hele hart, met alles wat binne my is, en ek verwag niks terug nie. En tog voorsien die Here vir my in alles, en ek kan nie een oomblik kla van hoe goed die Here vir my is. Maar Dani, dis nou 'n belangrike ding wat jy nou sê. Jy het gekies om te dien, nee. Maar daai oomblik wat jy Jesus gekies het, daar ook 'n honger in jou gekom om ander mense ook te gaan vertel. Jy wil dit nie vir jouself hou nie. Dis my altyd 'n moeilike keuse of 'n ding wat vir my moeilik is om te verstaan. As iemand by die Here gekom het, as hy nie vir ander wil gaan vertel nie, dan wil ek amper 'n groot vraagteken daarso sê. Ja, dit is natuurlik. Ek meen as jy so 'n geweldige geskenk gekry het, gaan jy hom nie wegsteek nie. Almal kyk die ouens spot altyd, hulle sê geld wys. So, jy sien hier het die man nou 'n mooi bakkie, dan kan jy maar weet iewers het hy geld gemaak of hy bou 'n groot huis of so iets. Iewers moet hy, en so wys dit as jy kind van God is. As jy 'n nuwe skepsel is. Mense kan dit sien. Jy leef Christus. Jy is Christus. En daarom kom jy baie keer in konflik ook met mense, want hulle hou nie van wat jy doen, want dit is teen hulle grein. En dan hulle wil bly soos hulle is. Ja, hulle wil nie verander na Christus toe nie. Nou dink hulle ek is nie teen iemand nie, ek is vir Christus. Ja. Hulle het vir Jesus gesê, hy oordeel hulle toe, sê die woorde wat ek spreek oordeel jou. Ja. Die goed wat ek uit die Bybel uit lees en leef, oordeel mense, nie ek nie. Maar ek leef Christus, so ver as wat ek kan. Ouens sê baie vir my, ja, julle dominees of pastore, wat hulle jou ook al wil noem, ek hou mos nie van daai woorde nie, wat julle sê mos dit en dit en dit en dis verkeerd wat julle doen. Ek sê nou maar kom word een, dan wys jy vir my mense. Dis nie wat ek sê nie, dis wat ek doen.
Dis die lewe wat ek leef vir Christus. Dit is wat die verskil maak in my lewe en in ander mense se lewens. Ja. Daniel, moet ek kursusse doen om iemand na Jesus toe te lei? Moet ek 'n graad kry? Moet ek jou pa nou gepraat van pastore en predikante? Moet ek nou 20 jaar gaan studeer voordat ek iemand na die Here toe lei? Hoe werk dit? Nee, ek dink dit is maar baie eenvoudig. Ek dink ons het al by ons heel eerste sessie is eintlik daaroor gepraat. Hy wat die Here se naam aanroep sal gered word. En ek dink as ons net daai geskenk soos my pa gesê het wat ons gekry het aan die ander kant deel, daar's niks so mooi soos 'n nuwe Christen nie, want hulle worry nie oor wat mense sê nie. Hulle is net so bly. Ons raak as ons nou die ouer raak op 'n paar jare Christen is, dan begin ons nou die goedjies deurdink en hoe moet ek dit nou sê en hoe moet ek dit nou sê, maar ek dink as ons net met daai passie en liefde van mense vir Jesus kan vertel, het jy nie 'n graad nodig nie, ons moet net wys wie Jesus is. En ek dink as ons die mense net kan wys wie het vir ons aan die kruis gesterf en wie het opgestaan, dan is dit al wat ons hoef te doen. Ek dink ons wil dit altyd so ingewikkeld maak en die duiwel dink ek is baie goed aan het vir ons kom vertel. Ons moet nou 4 jaar gaan studeer en dan moet ons nou nog 3 jaar prakties gaan doen. En dan jy nog niemand na die Here toe gelei nie. Dis om so 'n verkoopskursus te gaan doen, maar jy gaan doen nooit te verkoop nie. So ons moet net begin en vertel en die mense vertel van wat hy vir ons gedoen het. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit, asof dit nie so te kompliseer nie. Ja, gaan getuig oor wat Jesus vir jou doen. Die eerste ding wat 'n mens ontvang as jy Jesus se nuwe skepsel het, is blydskap. Ja. Moenie dit verloor. Ja. Want mense soek daai blydskap van die Here. Mm. Hulle weet nie eers hulle soek dit nie. Hulle soek dit. Hulle soek daai vrede van die Here. Hulle soek dit om kalm en rustig te wees. Hulle soek die liefde van die Here. Ja. En ons wat dit ontvang het, moet dit nie verloor nie. Ek het 'n ou gehad destyds in Rustenburg toe ons die kerk begin, 'n ou by ons aangekom, ou Janel. Sal hom nooit vergeet nie. Ek wonder of die ou sê my hoor moet hy tog kontak. Ou Jan het daar van die tente afgekom, en ons was hier in die stywe kerke waar jy moet 'n das en 'n baadjie en 'n ding aan hê. En ou Jan vertel my die storie. Hy sê man, ek kom tot bekering in een van hy stywe kerke. Kom hy tot bekering. Hy sê en as hulle tyd gee om te vertel by bidure wat die Here gedoen het, dan vlieg hy op. En die eerste ding wat hy doen is dan vertel hy hoe die Here sy siel gered. En so ek gaan dit in een aand. Dis nou al na 6 maande kom maar oom. Sê kyk luister, ek is nou moeg om die storie te hoor. Jy moet dit nou ophou vertel. Hy sê maar man, ek is so bly. Ek kan nie stil bly nie. Ek vertel. Hy sê en hy voel verskriklik sleg. Hy voel hy's dood in sy hart. En hy voel sleg man en hy voel hy die Here verlaat en alles. En hy bid een nag en hy sê Here, gee net my blydskap terug. Die Here sê vir hom, ek het nie jou blydskap nie. Hy sê Here, maar dis weg. Hy sê die duiwel het dit gesteel. Hy sê en hy vlieg daar op. En hy eerste bid hier toe vlieg hy op toe vertel hy hoe die Here hom gered. Hy sê man, toe borrel ek. Dit was vir my so 'n mooi storie. Ons moet nie daai blydskap in die Here verloor nie. Die blydskap in die Here is ons beskutte. Ons moet dit hou want dit is wat die wêreld soek. Daai vrede van die Here, die liefde wat in die Here is, die kalmte wat hy vir jou gee. Dis wat mense soek. So en pille en sulke goed kan dit nie vir ons gee nie. Of drank kan dit nie vir my gee nie of dwelms nie. Nee, dit kom van bo. Kyk, ek was op allerlei goed. Vra vir my, ek was daar. Ek was nog nie eintlik op pille gewees nie, maar ek het ook ek het ook depressie gehad. Ek en jy wil so weer rooi mat oor dit van dit. Maar en die Here het my daarvan verlos. Hy het my daarvan vrygemaak. Hy het my die dag toe die Here my siel kom red, sal ek nooit vergeet nie. Dit was die beste dag in my lewe. Dit was die wonderlikste dag. Ek was soos 'n ding wat uit 'n hok uitgekom het. Ek wil sommer 1 uur in die nag die mense bel. Daai tyd is nog hierdie ou 2 kort is 'n lange lyne wat jy nie kan sommer net bel nie. My vrou keer my, ek moet nie bel nie. Ek kan nie slaap nie. Ek is soos 'n kind. So. Ek wil nie dit verloor nie. Daai blydskap in die Here is my beskutting. En dit die duiwel kan maar kom. As ek vol van die blydskap van die Here is ek vir niks bang nie en ek vrees niks want ek weet die Here is met my. Maar dis iets wat ek nie kan vals maak binne in my nie. Dit is iets wat
van binne af kom, is hy borrel uit 'n mens uit, want dis die lewende water wat deur my vloei. Jesus sê as jy na my toe kom, sal strome van lewende water uit julle binneste vloei as julle in my glo, soos die skrif sê. So dit is wat die mense moet soek. Jy weet, ek dink nou aan disippels en mense moet nou leer hulle disippelskap kursusse. Jy kan nie 'n disipel word deur 'n kursus nie. Jy moet ingebore word in die koninkryk. Ek het nie, iemand het nie vir my in die berg geloop vang en vir my afgeskeure bobbejaan en vir my geleer om 'n beson te wees nie. Ek is gebore uit my ma uit my pa se saad uit my ma uit is ek gebore. Ek is gebore daar in daai koninkryk. Jy word 'n disipel van Christus gebore en jy volg hom. Ek kan baie goed leer by jou. Ek kan baie goed leer by Daniel. Ons kan baie goed leer by mekaar. Daar is wonder, toe ek tot bekering kom, was daar nie mense om my nie. Daar was nie, soos vandag wat jy al die kursusse en goed het nie. Daar was net een ding, 'n bid hier, en daar moes jy buig, papa, daar moes jy bid. En die Bybel. En die Bybel, dit het ek gehad. Toe begin ek bid en ek sê, Here, stuur vir my goed. Die Here het die wonderlikste goed vir my gestuur. Boeke wat ek gelees het, goed wat na my toe gekom het, wat al die vrae in my hart geantwoord het. As jy disipel van die Here word, leer hy jou. Jy het 'n keuse. Jy kan 'n disipel van 'n mens word, of 'n organisasie word, of jy kan 'n disipel van Christus wees. En ek hou daarvan om mense by Christus te kry, dat ingebore in die koninkryk, en daarna die Heilige Gees, en die Heilige Gees leer hom die woord. En as jy in die woord ingekom het, ek praat nou weer te veel. Ons het 'n ding gehad, 'n vak, toe ek my pastoraal gedoen het, van polemiek. Want dis die verskillende godsdienste se leerstellings moes jy leer. Toe daai een ou oom eendag opgestaan, kyk, die Here was vir my so goed, want ek leer maar so. En toe het ook gelos. Toe sê hulle, hou op die mense die nonsens leer hulle die Bybel, dan kan hulle enige dwaal leer, kan hulle weer lê. En is dit nie waar nie? As ek die Bybel, al wat ek vir jou kan doen, ek kan die Bybel vir jou lees. Ek kan niks verder doen nie. Ek kan nie die Bybel, ek sê, jong, as jy my begin praat, dan werk my kop na 'n Bybelvers. In 'n gedeelte in die Bybel toe. Dan soek hier in my hare skuif, hardloop die Gees rond en hy loop hom uit en hy bring hom. So, dit is maar want die Gees oortuig van sonde en geregtigheid. Nie ek kan nie iemand oortuig van sonde nie. Ja. Die Here doen dit. Kan ek iets hier so oor die Bybel sê? Man, is die op datumste boek in die wêreld. Ja. Oor die eeue. Dit wat nog gaan kom staan ook aan. Ja. Dis nie soos 'n koerant laas jaar se ou nuusie, dis nou. En volgende môre en oormôre. So en fokus op vandag. Dit wat die Here vir jou vandag wys om te doen. Ja, wat is begin? Daagliks jou kruis opneem. Daagliks jou kruis opneem en dit is jou blydskap behou in die Here. Ek het ook al, ek kry aanstoot ou maat. Moenie 'n fout maak nie. Maar loop sit ek so 'n bietjie op my hurke. Jy kry mens baie keer hier op jou kortrip is mos 'n baie sleg plek as jy daar hou kry, dis jou wind mos sit 'n slukkie net so, jy kry nie wind nie. Ek kry vir hulle in die gees op. Maar as ek so 'n paar slukke gesluk het, dan sê ek, prys die Here. Ek weet een ding, ek is kind van God. Here, vergewe my waar ek verkeerd gedoen het. Ek begin altyd daar. Staan vas in die waarheid. Anders ek daar opstaan en maak 'n mens. Sê ek het nou net nie my skuld van geloof lekker gehad het. Toe kom die duiwel verby. Toe gee my 'n lekker hou hierso, maar daarna kry hy 'n paar. So stap die pad met die Here, man, dis lekker. Nou, ons het almal seker James Bond flieks gekyk. Een van die goed wat James Bond moes doen, hy bestel altyd 'n cocktail, dan sê hy shaken not stirred. Nou ons word ook geshake deur die duiwel, maar ons moet nie gestuur word nie. Ons moet vasbly in Jesus, dat my emosies nie deur mekaar raak nie. Ek gryp terug na Jesus toe en ek dink dis die probleem wat baie mense het. Hulle wil, as hulle geskit word, dan gryp ons gou na iets om ons. In plaas daarvan dat ons gryp na die waarheid. Nou ons verloor ons geloof in Christus. Die disippels in die boot, Jesus sê vir hulle, vaar oor ander kant toe. Onthou, hulle was visserman, hulle die weer geken. Daar was een plek wat hulle nogal geprotesteer het. Sê die Here die wind, sê hy, vaar oor ander kant toe. Toe gaan hulle. En toe is daar moeilikheid. En die eerste wat hulle sien is 'n spook. Dan is die Here wat na hulle toe aankom. Daar het hulle al geleer. Moeilikheid gaan jy hê, ek is daar. In die storm. Moenie daar nie, ek is daar, worry nie, ek is met jou. So as daar 'n storm kom, is dit tyd dat Jesus kan kom, en as jy aan die ander kant uitkom, is jy vars.
Ja, en dis wonderlik dat ons nou daaroor praat, want daar word so baie keer vals lering gegee van mense sê, neem net Jesus, alles sal goed gaan. Dis nie waar nie. Hy is in daai moeilikheid. Hy sal vir vrede en vreugde, want hy is dit in jou ouens lees. wat so avontuur soek. Ja. Een spring van die maan af en die ander ene duik tot by China in. Annie en die hardloop om die maan. Ja, sulke goed. Hulle is avonturiers. Kom doen die Here as jy wil avontuur. Ja. Dis nie sommer net. Dis die enige bojan wat dit kan doen nie. Dis 'n mens moet geloof. 'n Ou wat kan staan as dit moeilik gaan, 'n ou wat bereid is om die moeilikheid te vat, 'n ou wat bereid is om aan te gaan. En hy kan jou stuur na enige plek. Hy kan jou tot maan toe ook stuur. En is jy bereid om te gaan? Of keer jy sê nee, Here, tog net nie dit. Hy het my tot Transvaal toe ook gestuur. Groot geloof. Toe kom ek self terug. So. Ja, die Here gebruik alle omstandighede, alle dinge in ons lewe. En ons moet hiermee afsluit, maar ek wil julle bemoedig en ons elkeen gaan iets sê om iemand om 'n nuwe bekeerling te bemoedig. Maar ek wil vir jou sê, hou vas aan dit, die waarheid van Christus. Al mense kan vir jou sê dit staan nie so nie, dis nie so nie, lees net wat daar staan. En in daai moeilike tye, al is dit 3 uur in die môre en jy kan nie slaap nie, vat die woord. Dis nie die duiwel wat jou in die slaap gemaak het, dis die vrede van God wat jou gaan begin bid, slaap jy nou. Ja. Want dis God se vrede wat vir jou wat in jou hart kom. Danie, jong, wat ek kan enige iemand kan sê is, as jy 'n dapper man is, dien die Here. Voor jy nie dit gedoen het nie, is jy 'n papperd. Want dis dapper mense wat die Here dien. Gaan lees die Bybel. Dawid was die speletjies, Moses ook nie. Goliat ook nie. Sadrag, Mesach en Abednego ook nie. Daniel ook nie. Dit was nie maklik nie. Ek noem nou sommer so 'n paar. Paulus. Gideon het weggekruip. Dis reg. In die parskyp het hy reg. Maar hy toe die Here se roepstem hoor, toe staan hy op. Toe hy het baie vrae gevra, maar hy het gegaan. Paulus is deur tronke. Wie is doodgegooi? Stefanus is doodgegooi. Die eerste martelaar. Dit is 'n man wat opstaan en die Here dien. En as jy dit gedoen het, jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Daai blydskap, oorwinning wat jy ervaar, gaan jy altyd soek, want dis waarna jou siel soek. Al die disippels het wreed gesterf, behalwe Johannes. Ja. Nee. Maar hulle het Jesus gevolg. Daniel. Ja, die Bybel praat daai van die man wat in die veld daai parel gekry het en toe alles verkoop want daai parel wat hy gekry het was moeite werd. So ek dink as jy net daai vir Jesus kan bekry en besef hy is die moeite werd dat jy jou hele lewe kan agterlaat en hom volg. Is dit eintlik al wat jy nodig het. Hy sê God in die dale, maar hy is ook God in die berge en hy ou liedjie wat sê he's God on the mountain, still God in the valley, but when things go wrong, you know he will make them right. En daai is altyd so mooi liedjie om te besef. In die dale en in die berge is hy met ons, maar hy sal sy beskermingsengele bevel gee oor ons en hy sal ons beskerm want hy is lief vir ons. Ja, baie dankie, vrede en seën vir u. Seën vir julle. Seën vir julle.